Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Net toe ek dink dat ek nou al alles gesien of gehoor het op my rype ouderdom, lees ek van 'n 28-jarige man wat op die Kaapstadse lughawe vasgetrek is met 150 giftige skorpioene in sy tas. En my sommer so 'n bietjie laat nadink oor skorpioene en vir my laat besef dat dit nie by my juist iets van 'n sagte en 'n omgee emosie oproep as ons praat van skorpioene nie. Tog is daar iets besonders aan hierdie wat ek nou sommer maar noem knyper en stertwesens, wat eintlik maar bestaan uit knypers en stert. En 'n paar eienskappe wat baie besonders is, wat ek nie dink ons almal eers bewus is van nie. Een van dit is dat hulle kan blykbaar hulle asem ophou vir tot 6 dae. Hulle sluit letterlik die asemhalingsopeninge wat in Engels spiracles genoem word, en gaan dan in 'n soort van hibernasie in. Nou, my laat dink aan dat ons asem ophou partykeer vir 'n ding, maar miskien is dit partykeer dat ons dit te kort ophou en te vinnig opgee en te vinnig weer aangaan. Sal net nou nog 'n bietjie meer daaroor sê, maar dit stop nie daar nie. Hulle kan blykbaar ook hulle metabolisme so bestuur dat hulle vir 'n jaar sonder enige kos kan klaarkom. Nou, ek is lief vir lekker eet. Partykeer sukkel ek om 'n dag sonder kos te gaan, of 'n stuk van 'n dag. So dit is ook 'n besonderse eienskap wat hulle het, en as daar koue weer opkom wat eintlik tot onder vriestemperatuur daal, kan hulle selfs solied vries, amper soos 'n pausknoppie druk, en dan weer as omstandighede gunstiger is, ontvries, en dan weer normaalweg aangaan, asof niks gebeur het nie. 'n ander laaste interessante eienskap of kenmerk is dat hulle het saam met die dinosourusse al op moeder aarde bewandel, en hulle het dit oorleef, en soos ons weet die dinosourusse nie. Maar dit het my so 'n bietjie met ander oë na hierdie skepsels laat kyk. Ons wat as superieure wesens, wanneer omstandighede nie gaaf is nie, eerder harder hardloop, kan tog iets leer, soos ek net ook na verwys het, om werklik tot stilstand te kom. Ek dink die gedeelte oor om stil te word en te weet dat hy goed is iets wat ons heeltemal onderskat, en dat ons dink deur ons doen en probeer uitsorteer en beheer vat, ons die meeste probleme kan oplos. En dit is nie waar nie. Ek dink dan is daar sommer nog 'n hele klomp ander goeters. Ek het sommer gedink ook aan soveel mense, en ek het al baie die laaste tyd daaroor gesê en geskryf, daardie onder ons wat nie so opsigtelik en opvallend sterk is nie, maar tog 'n innerlike krag besit, wat net ontdek kan word as jy nou nogal regtig bereid is om lank genoeg stil te staan, moeite te doen om hierdie persone te leer ken. Miskien ook dat ons weet dat ons krag lê nie in uiterlike vertoon nie, en dat God se genade genoeg is, en sy krag juis in swakheid volbring word, en daar lê 'n innerlike krag wat groter is as enige krag op hierdie aarde. Jy kan dit weer gaan lees op my Facebook bladsy. Jy is welkom om my te skryf, eugenekemp@me.com.